offer van die altaar. Here, dat ek vanmôre die woord sal aflewer soos wat U wil hê dit moet afgelewer word, Here. Here, ek wil bid dat U verder sal gaan met elke persoon in hierdie diens. Here, maak geopen ore vanmôre, dat ons sal luister na wat die woord van God vanmôre in stoor het. Vader, U verdien my genade, ons sê vir U dankie daarvoor. Amen. Halleluja. Die wat die Bybel saamgebring het, kan dit vanmôre oopmaak in Lukas 15. Lukas 15 vanaf vers 17 tot en met vers 19. Lukas 15 vanaf vers 17 tot en met vers 19. Hy sê vir ons, maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek het geen, en ek vergaan van die honger. Hy sê, ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig, en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge vanmôre. Ek wil jou sê, die verhaal van die verlore seun is nie net 'n verhaal wat gebeur het omdat dit moes gebeur het nie. Dit was 'n verhaal wat gebeur het omdat die man besluit het, ek gaan my vader se huis verlaat. Ek gaan die skatte wat ek moet kry die dag as ek afsterwe, gaan ek nou neem en ek gaan my eie pad loop. Ek gaan nie wegloop wat ek self wil loop om dit te gaan spandeer, dit wat ek vir my vader af moes kry. So dit was nie toevallig van dat gedeelte nie. Dit was nie 'n gedeelte van, miskien nie, dit het iets verkeerd geloop nie. Nee, dit was 'n moedwillige besluit wat die seun gemaak het en gesê het, ek gaan alles neem wat my toekom en ek gaan loop. Ek gaan op my eie gaan. Ek gaan vanmôre wegbeweeg van my vader af. Ek gaan vanmôre wegbeweeg van die reëls en regulasies wat in die groot huise is. Ek wil vanmôre wil ek wegbeweeg. Was 'n moedwillige besluit van daai seun. Weet maar die verhaal van die seun. Die gedeelte wat ek vanmôre onder die aandag wil bring. En ek wil jy moet mooi luister. En Petrus is ook genader 3 keer deur God. En hy het vir hom gesê, Petrus, jy gaan my verloon voor die haan. Eenmaal kraai, gaan jy my 3 maal verloon. En Petrus het gesê, nee Here, ek nog nooit nie. En die Here het hom die eerste keer gevra, Petrus, het jy my lief? En sy antwoord was, ja Here, ek het U lief. Maar dit is 'n vriendskapsliefde. Hy het hom 'n tweede keer gevra, Petrus, het jy my waarlik lief? En Petrus het vir 'n tweede keer gesê, Here, ek het U lief, wat weer eens 'n vriendskapsliefde was. Maar die derde keer toe God hom vra, Petrus, het jy my waarlik lief? Het hy gesê, ja Here, ek het U lief, waarlik lief, wat akapai liefde geword het. En die Here sê vir Petrus, Petrus, staan op, gaan uit te verkondig die woord van my lewe. Gaan verkondig die woord aan die mense daar buitekant. En Petrus het uitgegaan, jy weet, net daar en daar, op die oomblik toe God vir hom sê, hy moet uitgaan, het hy hom restoreer, hy het sy opgewondenheid gerestoreer, sy lewe, wat nie meer reg was nie, het God gevat, en hy het dit gerestoreer, en het reg gemaak, want hy het geweet, Petrus gaan een van die grootste dienaars word, waar daar nog was. So hy het sy lewe gerestoreer. Ek wil vanmôre, net so doen, die pad, jou pad vanmôre na restaurasie. Maar jy moet dink daaraan vanmôre. Jou pad vanmôre, as kind van die Here na restaurasie toe. Weet die Here het ook aan Petrus hulle verskyn 3 maal. Kom in Dries. Jo. En van Petrus hulle verskyn op die eerste keer, net na sy opstanding. Maar Thomas was nie teenwoordig nie. Toe God nie met hulle gepraat nie. En hy het gewag vir die tweede keer. Toe praat hy met hulle, want Thomas was teenwoordig. Toe praat hy met die disippels en sê vir hulle wat hulle moet doen. En 'n derde keer het hy aan hulle verskyn. Die dag toe
Petrus sal op die boot was en die boot wou gesink het en alles wou verwoes word het God gesê, ek sal julle red uit die waterheid. Hy het hulle gerestoreer. Hy het hulle gesawende krag gerestoreer. Hy het hulle gerestoreer, hulle geloof vanmôre daai dag. Het hulle geloof gerestoreer om te weet, as ek klaar is met hierdie mense, sal hulle weer glo en hulle sal weer by hom bid en hulle sal weet dat ek die God is wat hemel en aarde geskaap het. Halleluja. Ja. Weet dit is so wonderlik, 3 keer. Ons is kinders van God, wag op baie keer 3 keer voor God met ons praat, dan luister ons eers. Ja, maar 3 keer het God met jou praat. En dan 3 keer as God werk, en hy begin ander dinge doen, dan begin jy twyfel. Maar God sê vanmôre vir ons as kinders van God, hy het opgestaan, en hy het gesterk, en hy is daar om ons lewens te restoreer, as jy dit net wil, en dat God het moet doen. Restauratie gaan nie gebeur op sy eie nie. Jy moet wil hê om gerestoreer te word. Jy moet glo dat God jou kan restoreer. En jy moet jou sonde en jou gedagte, jou agtergoeders wat jy doen, moet jy vanmôre los, sodat God jou kan restoreer. Ja, maar pastoor, ek is 'n kind van die Here. Ja, jy is. Maar jy moet willig afgedwaal van die pad af. Jy moet willig dinge gedoen, wat nie gedoen moet word, wat God nie van jou verlang nie. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, die woord van God sê, hy kan jou restoreer vanmôre, maar jy moet vanmôre eers opstaan, en sê, Here, hier is ek, restoreer my lewe vanmôre. Here, help my om te vergeet van die dinge van die verlede. Here, help my om die sonde wat ek doen, nie meer te doen nie. En Here, restoreer my geestelike lewe vanmôre, sodat ek saam met jou aan die regterhand, en aan die regterkant van God, die Vader kan sit, as hy ons kom haal vanmôre. Jy moet verskoon vanmôre. God het hard gepraat gisterand. Hy sê vanmôre wil ek vir jou sê, die herstelproses begin in jou lewe. Die oomblik as jy as kind van God of mens sê, Here, vergewe my. Dan begin die herstelproses. Daar's 'n proses wat jy moet volg, voor die Here jou volkome sal herstel. Goed tog. As jy gesê, Here, vergewe my, begin die herstelproses. Eerstens is, of die tweede ding wat jy moet doen is, laat staan dit waarmee jy besig is. Los dit. Skuif dit een kant toe. Want die herstelproses kan nie aangaan, as jy nie die dinge los, wat jy moet los doen. Jo, steer, ek hou baie van baie dinge, ja. Maar as jy wil hê God moet jou geestelik herstel vanmôre, moet jy die dinge van die verlede agterlaat. Ek het gesê by die nuwejaarsboodskap, los die dinge wat gebeur in 25, los dit daar. Begin 'n nuwe pad val. Sê vanmôre vir die Here, Here, restoreer my vanmôre. Ek wil vanmôre restoreer word. Here, dat ek kan weet, ek is nou weer eens volkome 'n kind van God. As jy 'n kar koop, 'n ou tydse kar, waar was baie lief om ou karre te koop? Jy kry mense wat so lief is, hulle koop hom daar van 'n skrapjaard af. Daar het nie 'n engine in nie, hy het nie 'n radkas in nie, hy het nie wat jy sê 'n bolster in nie, hy het nie sitplekke nie, dit is daai kar lyk chaoties. Maar die ou is so, hoe kan ek sê, opgewonde. Hy is so, as ek die woord kan gebruik in Engels, hy is charged up om daai kar te restoreer. Hy is opgewonde, hy is charged up, en ek wil hierdie kar wat ek gekoop het, gaan ek nou regmaak. Ek gaan hom weer heeltemal restoreer, dat hy weer netjies is. Wat doen hy eerstens? Hy strip daai kar. Daar's nie 'n boutjie en 'n pakkie wat weer in daai body is nie.
Alles word uitgehaal en afgehaal en so in sulke sarsies neergesit. Hier is die boutjies alles vir die wiele, hier is die boutjies vir die dinge. So pak hulle. Graag. Jy het al gesien. Wat doen hy dan? Dan skuur hy uit. As daar panel beating moet gedoen word, dan panel beat hy. Saag hier 'n stukkie uit of sny uit en wel bietjie hier ietsie by. Slaan die duitjies uit, sit potty daarop. Maak alles reg. En dan, as dit klaar is, dan sprei hy die boy buite werk. Dan is hy netjies. Dan vat hy die binnegoed. Dan is dit die dashboard, dan is dit die sitplekke, dan is dit die engine, dan is dit die diff, dan is dit die wiele. Dan op die ou ende van die dag sit hy kar aan mekaar. En as hy inklim, ek het al baie hele paar van hy. As hy so inklim en sê, I just hope this car will start. Oh my goodness. Jy het nou net die engine jouself oorgedoen. Het jy geen vertroue in jouself dat die engine gaan start nie? Dan wonder ek altyd, joh, hoekom het jy die ding aangepak as jy die vertroue in jouself het? Ons as kinders van God is ook so. Ons wil ons lewe self restoreer. En as ons self weet, dit moet regloop. Ons wil dit self maak, dat glad en seepgat moet wees. Maar op die einde van die dag, dan vraag jy vir jouself, iets gaan dit werk. Gaan dit wil doen werk. Hoekom probeer jy dan? Ek sê vanmôre vir jou, as jy wil probeer, en jy wil 'n kind van God hernuwing hê, gaan op jou knieë, en sê vir die Here, herstel jy my, want ek het vanmôre vertroue in jou, om my te herstel, dat as ek daar klaar is, die herstelproses klaar is, ek weet, ek volkome weer 'n kind van God sal wees. As jy nie vertroue in jouself het nie, dan moet jy 'n mechanic kry, as jou kar nie werk nie, as jy nie weet nie. Ek wil vanmôre sê, God is vanmôre jou mechanic. Sy woord sê, hy sal jou herstel. Hy sal jou regmaak. As jy bietjie uittune het is vanmôre, sal God jou tyd bietjie instel. Hy gaan jou bietjie instel. Maar jy moet vir hom sê, Here, ek wil hê jy moet my tyd instel vanmôre. En ek gaan daai probleemies wat maak dat my tyd uitraak, gaan ek eenkant sit. So die restauratiewerk in jou kan begin. Handelinge 2 vers 14, Handelinge 2 vers 4 sê vir ons, dat ek eers daar kom, voor ek daar te lees. Net nadat Petrus mee gepraat is en het gesê, Here, herstel my. Hy het 'n groot en 'n die woord wat ek wil gebruik, 'n wonderlike en 'n wonderbaarlike disipel van God geword. Hy het uitgegaan en die woord gaan verkondig. Op so net op een aand het daar 3000 mense tot bekering gekom en gevul word met die Heilige Gees. Want God het gesê, toe hy die laaste keer vir hom sê, Petrus, het jy my waarlik lief? En hy sê, Here, u weet dat ek u lief het, die agape liefde. En die Here daar begin die herstel. En hy het geweet dat Petrus gaan in die bediening ingaan. En Petrus gaan sy woord verkondig daar buitekant. 3000 mense tot bekering gekom. Dit is 'n groot aantal. Leon, 3000 op een aand. Een geslag. Dit is 'n groot wonderwerk in my oë. Dit is 'n groot restaurasie in my oë wat gebeur het met die mense wat daar buitekant was. Hy sê vir ons, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale. Soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. Ek dink dit is een van die grootste en die lekkerste dinge. As jy van kind, of as jy tot bekering kom, wat met jou kan gebeur. Dit tog. Die spreek in ander tale.
'n taal wat God vir elkeen gegee het wat verskillend is, sodat jy en God met mekaar kan kommunikeer. Dat jou restoreerder waarmee jy besig is vir jou kan sê, jy vir hom kan sê wat jou pla, en hy vir jou kan sê hoe om dit reg te maak, om jou te herstel. My kind, daar gaan dinge wees wat jy moet los, sodat ek jou kan herstel. Maar ons moet dit aanvaar, en ons moet weer die wonderwerk is, toe Petrus begin het, by God verloon het, Petrus niks beteken. Maar toe God hom vol met die Heilige Gees, toe sê hy een van die grootste disippels wat daar is. Hy is gerestoreer, volkome, nie met halfpad nie. Die Here se geld het nie opgeraak halfpad toe hom gerestoreer het nie. Sy liefde het nie opgeraak nie. Dit het net sterker en sterker geword vir Petrus. Ons as Christen is baie keer as iemand iets teen jou verkeerd doen, dan weier jy om weer met daai persoon te praat of met aan. Kom, skyn heilig wees nie, wees eerlik. As iemand jou seer gemaak het, dan wil jy niks met daai persoon te doen hê nie. Petrus het die Here baie seer gemaak. Hy het hom verloon. 3 keer, in een dag. Maar God se liefde was vir hom so groot, dat hy hom nie weggestuurd het nie. Dat hy nie gesê het, ek wil van jou al niks meer weet nie. Jy is van my en niks op hierdie aarde vandag nie. Nee. God het ons sê, kom ek restoreer jou. Om nader getrek. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy iets sien jou broer of jou suster het, restoreer daai vriendskap. Restoreer dit. Maak 'n plan om daai vriendskap weer by mekaar te kan kry. In Handelinge 2 vers 14 sê hy, maar Petrus het opgestaan en met die 11 en sy stem verhef en hulle toegespreek. Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde. Toe God hom klaar gerestoreer het hy opgestaan en het gesê, Jerusalem, luister vir my woorde. Hy het gegaan en hy het gesê, julle moet begin luister, want julle gaan probleme optel. As jy nou nie gehoor gee aan dit wat God vir ons vanmôre sê nie, gaan jy probleme optel. Daar's moeilikheid wat voor jou pad lê. En daar's groot moeilikheid. Berge en rotse wat jy as persoon nie self sal kan verskuif nie. Maar alleenlik met God se restaurasie, sy genade en sy liefde, sal jy daai berge en klippe kan verskuif. Ek wil vanmôre vir jou vra. Wil jy vanmôre gerestoreer word? Maar ek wil net vinnig vir jou praat oor die rykman seun. Jo, ek het gesê, hy doelbewus en opsetlik het hy 'n besluit gemaak om te beweeg. Hy is van sy palle af, hy het alles gevat en geloop. Opsetlik doelbewus, was nie toevallig soos gesê het nie. Maar daar het 'n tyd in sy lewe gekom, wat hy as jong man besef het, toe hy saam met die varke in die varkhok is, en teele saam met die varke eet, het hy besef, ek is op die verkeerde plek vandag, ek is nie daar waar ek moet wees nie. En hy het teruggedink aan die huis waar hy was. Hy het teruggedink. En hy het gesê vir homself gesê, die dienaars eet beter kos as wat ek in my lewe nou kan dink om te eet. Die dienaars word beter behandel as wat ek behandel word op hierdie stadium in my lewe. En ek glo daaraan gedink, aan die daad terug toe hy by sy pa se huis was. Het hy gekry, dit wat sy hart begeer het hy pa vir hulle gegee.
As hy wil weeslag of kalfslag om te eet, is sy pa het dit gedoen. Maar op daai stadium in sy lewe het hy die varkhokke gesit en pele saam met die varke geëet. Verneder, waar hy status gehad het, was hy verneder. Waar hy koningskos gehad het om te eet, het hy varkkos geëet om in die lewe te bly. Maar die wonderbaarlikste gedeelte van daai hele storie is, alhoewel hy fouteer het, alhoewel hy gesondig het teen sy vader hulle, maar die wonderlikste gedeelte daarvan is, hy het opgestaan en hy het gesê, ek wil nie meer so wees nie. En net daar het God sy lewe begin restoreer. Halleluja! Dit is kind van God vanmôre, moet soos die verlore seun die ryk seun, die verlore seun sê, Here, vergeet hierdie respek wat ek vir myself het. Here, ek wil dit vanmôre afskryf, maar ek wil vanmôre opstaan, nie uit my eie uit nie, maar ek wil vanmôre opstaan in die krag van die Vader, en ek wil na my Vader sy teruggaan, daar waar ek hoort. As kind van God moet ons vanmôre besef, dis tyd dat ons opstaan en terug beweeg nader aan God. En die wêreld gaan binnekort gaan hulle verby wees. Ons tyd raak min om as kinders van God te sê, Here, restoreer my. Ek kan nie meer nie, restoreer my vanmôre, want ek is moeg, ek wil nie meer lewe soos wat ek lewe nie, Here. Maar jy moet besluit om op te staan. Druk daai selfrespek in jou agtersak en staan op. Staan vanmôre op en sê, Here, ek wil nader na U beweeg. Ek wil terugkom na U. Ons as kinders van God verval in die toestande wat ons is. Deur ons eie toewil. Ons eie verkeerde dinge wat ons verkeerd doen. Die eie ek wat ek wil groot hou. Die eie wil wat ek het. Nie myself and I. Let's forget about it. Ons vergeet van die me, myself and I. Jy as persoon alleen, gaan jy die hemel nooit sien. Me, myself and I, as jy dit self wil doen, gaan jy in jou lewe nooit gered word nie. Want jy kan jouself nie red nie. God moet jou red. God moet jou restoreer. Jy kan jouself nie restoreer. God moet dit vanmôre doen. Ek wil ons moet vanmôre onthou, dat die woord van God is daar vir ons, om ons die pad te wys, hoe om te beweeg, om herstel te word. Sy woord is daar vir ons. Om vir ons te sê, jy moet dit doen, jy moet dat doen, jy moet dit doen, jy moet dat doen. Dis reg. Halleluja. Ek wil hê jy moet vanmôre die besluit maak. Sê pastoor, ek wil vanmôre herstel word. Ek wil vanmôre God moet my lewe herstel. Daar's dingetjies vanmôre wat my pla. Daar's dingetjies vanmôre wat op my pad staan, dat ek God nie volkome en in volle waarheid kan dien nie. Maar ek wil vanmôre vra, Here, herstel my vanmôre. Ek wil vanmôre opstaan en sê, Here, ek is moeg om saam met die varke pele te eet. Here, ek is moeg om saam met die varke te lewe. Maar ek wil vanmôre vra, help my, Here, dat ek weer gerestoreer kan word, dat ek weer in die koningshuis kan gaan sit, die koningskos kan gaan eet, en die koningse wilde kan hê. As geen rede hoekom jy as kind van God nie in die wilde kan wees nie. Weet jy wat jy grootste gewil, jy wil van 'n kind van God? So, nou vra jy 'n lelike vraag. Wat is die grootste juweel van 'n kind van God? Ja, pastoor, waar kom jy in dit? Wat is die Here sê dit vir my? Jou grootste juweel vanmôre is jou lig wat jy laat skyn daar buitekant. Hy het vir jou lig gegee om te skyn.
jou restoreer het. Om dat daar buitekant te laat skyn, dat die mense daar buitekant kan sien, dat jy 'n gerestoreerde kind van God is. Ek wil vanmôre vir jou vra, as jy wil hê, dat God jou moet jou restoreer vanmôre, wil ek jy staan vir my in jou bank, staan op in die bank, ek het al gepreek, staan op in jou voete, sê vir die Here vanmôre, Here, hier is ek, restoreer my weer vanmôre,